is, dat daar wil herdenk, is jy baie welkom. En ja, kom ons sing hartlik saam. Ons gaan vanoggend Kersliedjies sing soos ek sê. Sommige is baie bekend, ander is hier en daar dalk nie so erg bekend nie. Kom ons begin met 'n vonklied, lied 256. Die 256 is op die wysie van herders op die oop velde. So ons kan dit maklik sing. Kom ons sing daarvan, die verse soos aangegee 1 tot 3. Bekende en baie gewilde Kersliedjies is lied 353. Die Heiland is gebore. Kom ons sing daarvan ook die 3 verse. Oh
340 is een van die Kersliedere wat baie mooi is, maar wat ons nie so dikwels sing nie. So kom ons volg die orgel en dan sing ons die 3 versies van Kom ons loof die Christuskind. Het heel goed gegaan. Ek het 'n vriend daar op Woester wat na jare in die NG Kerk oorgeskuif het na die Methodiste Kerk toe. Nou sê ek hom na tyd, ek sê maar jy ken mos nie die liedere wat hulle daar sing nie. Hy sê nee, niemand ken die liedere nie, maar by die 8ste vers sing almal uit volle bors. Dit werk so in daai kerk. Goed. Kom ons sing by leerders by hulle kudde wag. Net die 3 sê is ag, ons kan daarvan ook die 3 versies sing. Vir een van ons liedjieskrywers gevra, hoekom is daar sommige van die liedere in die geliedboek wat so moeilik is om te sing? Toe sê hy, maar jy moet onthou, Rina Hugo en Guy Koster en Mimi Koetse gaan ook kerk toe. Dit laat my voorsiening maak. Kom ons sing Engele uit die hoogste hemel, die 370, sing ons ook daarvan die 3 versies.
we vanoggend afsluit, ons lofprysing afsluit, baie dankie, dit was baie aangenaam. Met is van die bekendste Kersliedere wat so lief het God die wêreld dat hy vir ons sy seun gestuur het. Dis gebaseer natuurlik op Johannes 3 vers 16, hè, wat weer een van die bekendste Bybelversies is en ook van die mooistes. Maar die liedjie is baie mooi, maar baie kort. Dis net die een versie. Dan kry ek altyd die mense wat dit aanbied so jammer om te sê, kom ons sing dit 2 keer. Maar die tweede keer is nie dieselfde as die eerste keer nie. Toe het ek die vrymoedigheid geneem en 2 versies bygeskryf, wat baie maklik singbaar is, hoop ek. So is dit die eerste keer wat ons dit gaan doen. So kom ons hoor, hoe klink dit, dan sluit ons daarmee af. Welkom in die erediens vanoggend, daar's die klank nou aan. Dit was nie my fout nie, nee. Baie welkom in die erediens. Dit is vandag die 3de Adventstyd, Adventsondag, en dit gaan op hierdie dag oor die vreugde van die evangelie. Die tema is vreugde. Maar dit is sodat ons miskien in die kerk kan sit vandag na 'n lang jaar, jy voel maar jy's nie heeltemal so gevul met vreugde. Jou hart is miskien vol van die teenoorgestelde. Dalk 'n swaar jaar gewees, of jy sit dalk mismoedig, swaarmoedig hier, om watter rede ook al. Maar weet jy, dan is ons juis op die regte plek. Want die vreugde van die Adventstyd is nie 'n selfgemaakte vreugde nie. Dis nie 'n selfgeskepte vreugde nie. Die vreugde is Christus self. Die een van wie uit ons leef en in wie ons leef in alle omstandighede. En mag hierdie vreugde wat sin gee aan ons lewe werklik met ons wees vandag. Mag elke woord, elke saamwees vandag vir ons 'n vreugdevolle oomblik wees in die naam van Christus. Maar ons gaan eers kyk na die afkondigings. Ek wil net waarsku, ek gaan die afkondigings deurgaan, maar daar's blykbaar nie 'n geleentheid vir chocolates en kersse vandag nie. Ek is gevra ons gaan nie dag chocolates uitdeel nie. Ek dink hulle is bang ek gaan al die chocolates uitdeel want dis mos baie besoekers. Nee, ons deel altyd vir die mense wat vir die eerste keer hier is 'n chocolate uit. So die chocolates uitdeel is nou eers weg. Lyk jy my tot volgende jaar as ek reg is. Nee, Elise. So verstaan ek dit. Dis jammer. Maar as jy 'n chocolate wil hê, hier is chocolates. En u voel jy is nie hier, kom haal gerus een hier voor by die kansel. So wat die afkondigings aangaan, is daar 'n afkondiging wat verskriklik belangrik is. Dis nou nie op die papier wat ek hier voor my het, ek moes dit opskrywe. Dit gaan oor hulp by die Kersmark. Jy weet die Kersmark is aan die gang, daar word herhaaldelike oproep gedoen aan lidmate om te kom help. Nou die soort hulp wat hulle nodig het is om op die vloere vir 'n sekere tyd te wees en te kyk dat alles vlot verloop.
Daar vind wel snaakse goed plaas, by 'n Kersmark ook, en jy moet maar dop hou dat alles reg verloop. En dan ook om die rakke te pak, hulle soek ook pakkers, mense wat kan help om iets op te lig, en weer alles op die tafels te sit. So as u tyd het, en u kan tyd maak vir die Kersmark om te help, gee u naam asseblief op. Alanda is hier. U kan dit sommer vandag by haar doen of môre by die kerkkantoor. Asseblief, as u nie te besig is, wat doen die mense nou in Kerstyd? Mense ontspan mos maar net, nee. So u kan Kersmark toe gaan en daar gaan help as u wil. Dan ander afkondigings op die blaadjie is die voorbindingssake. Ons wil graag die volgende mense verseker van ons voorbinding. Bessie Estreisen van Gansbaai, en natuurlik Polly, Ruben se vrou, Eiling van Eilenkralsmond en Wenna Vermeulen van Franskraal en Jimmy Otto van Herberg aan See. Dis die mense wat op ons siekelys is. Daar's nog 'n naam wat ek wil byvoeg en dis die naam van Leon Sprong wat ook opgeneem is in die hospitaal. Ons sit hulle op ons gebedslys. Die mense vir wie ons bid. Hulle wat ons gebede nodig het in die tyd. Dan 'n baie ander belangrike afkondiging is die vissermansdiens. Floors is hier. Floors, ek kondig dit nou af, dat ek seker maak dat jy dit hoor. Dit is om 5:00, is die hekke oop. Daar kan jy sien is die afkondiging en dan samesang begin 6:15 en die diens begin om 6:30. Almal word uitgenooi om die diens by te woon in die hawe. Dis 'n mooi dag, ek dink nie daar gaan storm weer wees nie. So, dis 'n wonderlike ervaring as jy dit kan bywoon. Jy word almal uitgenooi na hierdie geleentheid. Dit is dan wat die afkondigings betref. Kom ons wees dan saam stil. En dan gaan ons diens begin deur die 354 saam te sing, maar ons kan dit bidend saam sing. Dit is ons toetredingslied. Hoe Christus ons verlange. Kom ons wees saam stil. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Die vleesgeworde woord, wat ons welkom heet vanoggend in die volgende woorde, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sing saam ons loflied, die bekende lied 344 van vers 1 tot 3 oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd. Al 3 die verse as ons loflied. Voor ons teksgedeelte gaan lees vir vanoggend, wil ek vra dat ons sal stil raak met die volgende gedeelte uit 1 Johannes hoofstuk 4, wat ek vir ons 'n gedeelte gaan lees, waaroor ons gaan nadink in stilte, en dan gaan ons saam sing net daarna, lied 334, vers 1 tot 2, gaan ons bidend saam sing, voordat ons gaan saam lees uit Filippense 2 en die gedeelte uit Markus 10. So kom ons luister saam na hierdie baie bekende gedeelte uit 1 Johannes 4 van vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het, maar dat hy ons liefgehad het, en sy seun gestuur het, as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook ons mekaar so lief te hê. Kom ons wees saam stil. Ons dink na oor wat ons nou gehoor het. Bid dat die Here vir ons hierdie liefde wat ons in Christus leer ken, deel sal maak van ons lewens. En dan sal ons saam sing net daarna, na 'n oomblik van stil wees. Jy kan bly sit terwyl ons dit sing, lied 334 vers 1 tot 2.
Here, in hierdie adventstyd wil ons U dien met hart en mond. Met elke sel in ons lyf wil ons U eer as God, Immanuel by ons. Help ons om die buitengewone in die bekende verhaal van U geboorte te ontdek. Leer ons om U raak te sien waar ons oë blind geraak het vir U teenwoordigheid. Omvou ons met U vleesgeworde woord. Amen. Ons teksgedeelte wat ons saam gaan lees is twee gedeeltes, is Filippense 2 van ons saam lees en dan 'n gedeelte uit Markus hoofstuk 10. Nou Elise sê vir my, sy het vanoggend net die gedeelte uit Filippense 2. Dit is nie 'n probleem nie. Ek sal vir ons die gedeelte lees uit Markus 10, net 2 verse uit daardie gedeelte. Maar kom ons lees eers saam die bekende gedeelte van Filippense 2 vanaf vers 5. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Dan die gedeelte uit Markus 10 is dit die gedeelte wat gaan oor Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat vir Jesus vra of hulle nie 'n ereplek kan kry om by hom te sit in sy koninkryk nie. En dan die laaste gedeelte waar Jesus dan antwoord: So is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons lees hierdie gedeeltes saam vanoggend. Ons het gesing vanoggend in ons loflied oor die goeie tyding, oor die blye tyding, en helder klink dit in Kersfeestyd. En ons sing oor die tyding wat natuurlik gaan oor God wat in Christus mens word in hierdie wêreld. Anders gesê, ons sing in hierdie tyd oor die blye tyding, oor die vreugdevolle nuus van die buitengewone wat deel geword het van die doodgewone. Die goddelike wat deel word van hierdie wêreld. Nog anders gesê, ons kan saam sing met vreugde, God het vel gekry. Ek wil vir u 'n storie vertel in verband hiermee. Dit gaan oor 'n 4-jarige dogtertjie, kom maar binne. Die storie gaan oor 'n 4-jarige dogtertjie, dit kon 'n seentjie ook gewees het, wat die nag wakker skrik met angs. Nou ek kan self nou indink waarom. Sy was bang oor al die spooke en al die monsters in die donker. En toe sy nou so bang is en beangs is, dan doen jy mos nog maar wat 'n kind doen, jy vlug na jou ma, jou pa se kamer toe en jy gaan soek daar skuilings teen al die spooke en al die monsters wat jou so pla. En toe sy nou daar kom, spring sy by aan haar ma se kant in die bed en haar ma raak wakker en vra: "Maar wat is fout?" Sy sê: "Nee, maar sy's bang want daar is spooke in haar kamer en daar's monsters en hulle pla haar." En die ma staan op en sê: "Nee, kom ons stap na die kamer toe. Ek sal vir jou gaan wys. Daar's nie spooke nie.
Daar's ook nie monsters nie, sy sit die lig aan en sê, kyk, sien, niks van die goed is hier nie. En sy sê, en onthou, maar die Here is ook by jou. Die Here is ook teenwoordig, en hy sal hier by jou wees. En sy sê, ja, dit is so, sy glo in die Here, sy glo in God, en dat hy by haar is, maar op hierdie oomblik, soek sy iemand by haar, met 'n vel. Dis mooi gesê. En daarin lê 'n geweldige betekenis. Ek soek nou 'n lyf by my. Iemand wat hier by my kan wees, 'n vel, 'n ander, wat ek kan ervaar en kan beleef. En wanneer Martin Luther dan ook skryf oor Christus, die menswording van God in Christus, dan skryf hy self oor die onderwerp as volg. Hy was nie 'n spook nie. Dis nou Christus. Maar het onder mense gewoon. Hy het oë, ore, 'n mond, 'n neus, bors, lyf, hande en voete gehad, net soos ek en jy. Hy het gebid, hy het getreur en hy het geween. Hy was doodgewoon mens, soos ek en u, skryf Martin Luther. Hy was nie 'n spook nie. Ons is sintuiglike wesens. Ons leer en ons ervaar en ons beleef deur ons sintuie. Ons oë, ons neus, ons mond, ons lyf, ons vel, ons voel, ons proe. Dis wie ons is. En wanneer God mens word in Christus, dan word hy sintuiglik. En God handel met ons deur ons sintuie. Hy kommunikeer met ons deur ons hele menswees. Is dit nie aangrypend om te dink hierdie God word in Christus deel van ons geskiedenis nie? Hy kry liggaam. Hierdie God word deel van tyd, van plek, van geskiedenis. God het besluit om in hierdie Christus homself so in te weef in die lotgevalle van die mens. God word deel van die doodgewone bestaan van die mens. En tog, terselfdertyd, bely ons ook dat hy ook die buitengewone is. Dat hierdie Christus wat mens word, ook God is. Maar die probleem is dat ons hierdie kant, die Godheid van Christus, die maklikste miskyk. Dat ons dit doodgewoon net nie raak sien. En dit het deur die geskiedenis dikwels gebeur, dat ons as mens baie maklik blind is, ook vir die feit dat hierdie God wat in Christus mens word, God self is. Dink byvoorbeeld deur die geskiedenis aan iemand soos Herodes, wat in hierdie Christus gesien het, hy is 'n politieke meedinger, ek moet van hom ontslaa raak. Dink aan die skrifgeleerdes, toe hulle vir Christus ontmoet en met hom te doen kry, het hulle gevoel, hy's 'n godslasteraar. Ook hy moet verwyder word uit die samelewing. Sy eie volksgenote. Die mense saam met wie hy groot geraak het en voor wie hy geleef het en saam met wie hy geleef het hom vreemd gevind. Hy's 'n bietjie anders as ons. Kyk die mense met wie hy hom bemoei. En hulle het hom ook sommer genoem soos hy self weet, 'n vraat en 'n wynsuiper as 'n mens kyk hoe hy geleef het. Ja, vele kon hom nie sien vir wie hy is nie. En selfs vandag sou ons wonder of ons dit reg kry. Sien ons vandag nog wie Christus eintlik is? Dat hy ook God is. Nie maar net 'n interessante leermeester nie, nie net maar 'n rabbi nie, nie maar net iemand wat een of ander morele lessies vir ons kom leer het en wat ons moet navolg nie. Maar sien ons en ervaar ons en beleef ons dat hy God self is. Maar waarom is dit dan so moeilik om dit raak te sien? Wie die Christus is?
wat doodgewoon deel geraak het van ons doodgewone wêreld, maar wat God is. Hoekom is dit so? Wanneer Paulus skryf in die teksgedeelte waarin ons saam gelees het aan die gemeente van Filippense, dan skryf hy oor hierdie Christus wat 'n baie spesifieke mens geword het. Hy het 'n diensknegt geword. Hy het 'n diensknegt gestalte aangeneem. God neem 'n diensknegt gestalte aan in hierdie wêreld. Die buitengewone wat deel raak van die doodgewone, raak 'n diensknegt. En so het dit ook gebeur dat ons dit kon sien en beleef alreeds van die begin af. Met Christus se geboorte sien ons hierdie diensknegt gestalte van hierdie God wat mens word. Hy word gebore in 'n stal. Daar word hy in 'n krib neergelê. Hy word gebore uit 'n vrou wat verloof was op daardie stadium, nie getroud nie. Hy word met ander woorde gebore in omstandighede wat ons nou nie in spesiaal sou ag nie. Hy word in nederige omstandighede gebore, gevul met eenvoud. Sy vriende, Christus se vriende was nou ook nie sou ook nie ons vriende wees nie. Dit was nie mense met aansien nie. Dit was mense wat verstoot was, eintlik mense met 'n lae selfbeeld, wat nie eintlik ruimte gehad het in die samelewing waarin hulle was nie. Baie van die mense was Jesus se vriende, die onaangenaames, die onaansienlikes. Ons kan soms ook sê dat die ongeskiktes. Hulle is sy vriende. Hy bemoei homself met hulle. Die siek mense, die mense in nood, word na hom toe aangetrek, soos wat 'n magneet ystervysels aantrek, trek hy mense na hom toe aan. Mense wat pyn ken, wat swaar ken. Ja, dalk mense wat nie vreugde ken nie, wat nie meer weet wat is blydskap, wat moed verloor het, wat wanhoopig geraak het, wat opgegee het met die lewe. Veral hulle trek hy aan na hom toe, in 'n diensknegt gestalte. En dan skryf Paulus in hierdie merkwaardige gedeelte dat hy, hierdie Christus, dat God in hom besluit om 'n mens te word soos wat ons is. Nie 'n spesifieke mens. Hy word 'n mens, hy word die God wat mens word, wat selfloos is, wat homself prysgee, wat homself uitgiet en uitstort vir ons as mens, met sy selfopofferende liefde, sy selfprysgewende liefde. Met die liefde raak hy mens, word God mens, die seun van die mens. En hierdie Christus wat mens word, bring God verlossing. In hom word ons verlos. In hom word ons vrygespreek. In hom vind ons nuwe lewe, vind ons die ware lewe. In hom sien ons hoe lyk die ware mens, wie moet ons wees? Hy was bereid om sy heerlikheid by God die Vader prys te gee, om die mens te raak. Ja, dit kan gebeur, dat ons Jesus Christus se godheid miskyk. En dit kan gebeur, omdat hy gekies het om in 'n diensknegt gestalte na hierdie wêreld te kom. 'n doodgewone mens skynbaar. Maar weet u, dit het die kerk nog altyd bely. Dit het die kerk nog altyd verkondig, dat God het gekies om homself te openbaar in die gewone lewe van ons as mens. En wat 'n vreugde is dit? Wat 'n troos is dit? Dat wanneer ons oor God nadink, dat ons doodgewoon God kan beleef en ervaar in die alledaagse, in die doodgewone lewe. Ons dink dikwels, dit moet in die buitengewone wees, ons moet half bo aan die aarde sweef om God te beleef. Nee, in hierdie lewe wat u en ek elke dag ervaar en beleef, is God teenwoordig in skynbaar onbenullige dinge. Byvoorbeeld, daar waar ons mekaar dien, en waar daar gestaltes is, waar ons
die diensknegt gestalte aanneem in hierdie wêreld, sien ons die buitengewone. Daar waar liefde en deernis leef, leef die buitengewone. Daar is die goddelike teenwoordig. In die tyd, wanneer ons in die Kersseisoen sien hoe families kuier, hoe paas en maas weer tyd het om aandag te gee aan hulle huwelike, aandag te gee aan hulle verhoudingslewe. In hierdie tyd wanneer ons tyd het weer om aandag te gee aan ons kinders. Ek sien daar by my in die straat ry die paas op en af met hulle kinders en dan laai hulle die dogtertjie of die seentjie agter op die fiets, is daar mos altyd hierdie stoeltjie. Dis so 'n mooi gesig om te sien hoe paas en maas weer tyd spandeer saam met hulle kinders. In die doodgewone sien ons die buitengewone. Sien ons die goddelike. Waar ons saam kuier, saam lag, mekaar se teenwoordigheid geniet. Ons kan uitbrei oor hierdie lys. Daar waar mense besigheidstransaksies doen, maar hulle doen dit eerbaar, eerlik. Dit wat doodgewoon lyk, is buitengewoon. Ons ervaar dit in die storieetjie wat ek vertel het, reg aan die begin, waar hierdie ma haar kind in die bed ontvang en vir haar lyf is, vel is, vertroos, versorg, bemoedig, tot rus bring. Daarin sien ons die goddelike. Wie weet, dalk het die ma ook wakker gelê. Miskien was daar ander monsters van bekommernis, van benoudheid en wanhoop wat haar dalk ook laat rondrol. Want sien, die monsters neem ons verskillende gestaltes aan in ons lewens. Miskien het sy ook troos gevind daar om haar kind vas te hou. Oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit in Kersfeestyd. Wat vul ons met vreugde? Hierdie wete, hierdie oortuiging dat die buitengewone deel geraak van die doodgewone. God het mens geword. Maar mag ons saam beleef in die tyd dat ons oë ook oopgaan. Mag dit gebeur dat ons in hierdie Kersseisoen, in hierdie tyd sal beleef en ervaar wie God is. Dat hierdie evangelie nie net verby ons gaan nie. Dat ons God nie miskyk nie, maar juist raak sien in hierdie lewe wat ons elke dag leef. Mag die Here ons help om in hierdie tyd inderdaad te beleef. God het in Christus vlees geword, mens geword. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die gawe van lewe. Dankie dat ons vreugde kan vind in die feit dat ons leef. Maar Here, U weet ook dat ons maklik beroof raak van ons vreugdes, van ons blydskap. Veral wanneer ons kyk na die wêreld waarin ons leef en die wêreld in ons. Dikwels gevul met bekommernis, met vrees, met wanhoop en onsekerheid. Here, in hierdie Kersseisoen hoor ons weer opnuut dat U in hierdie lewe, in hierdie wêreld ingekom het. Deel geraak het van ons bestaan, waar ons leef met al ons seer, al ons pyn, al ons bekommernisse, al ons vreugdes, al ons blydskap. Ja, in U liefde, in U diensknegt liefde kom omhels U ons. En bring U weer vir ons hoop, waar ons dalk moedeloos is. En word U die tuiskomplek vir ons wat dikwels soekers is. Soekers na sin en betekenis. Ja, in U menswording ervaar ons weer heling vir ons verwonde lewe.
Dankie Here dat U vir ons bevryding bring in Christus. Troos waar ons dalk gebroken is van hart. Dankie dat ons kan ervaar en beleef dat U ons aanvaar vir wie ons is, die mens wat ons is. Maar Here, in U menswording ervaar ons weer die wonder van die lewe. Dankie Here, dat ons in hierdie Kerstyd weer hierdie wonderlike heerlikheid kan beleef. Die buitengewone en die doodgewone. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Kom ons bid saam. Here, ons bring ons offers met vreugde in ons hart. Want ook in hierdie offers wat ons bring, in hierdie doodgewone offers, ervaar ons die buitengewone, U die lewende God, wat vir ons sorg, wat U oor ons ontferm, wat vir ons omgee, ook in ons daaglikse bestaan. Amen. Ons slotlied is lied 338. Weer dink ons saam aan daardie nag, die herders en die sterreprag, die engel wat die boodskap bring, die hemelkoor wat juig en sing, die Seun van God kom by ons woon, op aarde God se beeld vertoon. Kom ons sing van hierdie gedeelte vers 1 tot en met vers 4.
ontvang die seën van die drie-enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Seën ons met God se liefde wat ons hele menswees omarm.